Die geskiedenis van die goddelose Agab, wat in die tyd van Elia geregeer het, is opgeskryf in 1 Konings 16, 1 Konings 18 en 1 Konings 20 tot 22 en in 1 Kronieke 18. Agab was die seun van Omri, en onder sy leiding as koning het die noordelike ryk Israel tot die diepste geestelike verval gekom waaraan jy kan dink. En Agab word in die Bybel net onthou vir sy goddeloosheid. Hy het nogal 22 jaar lank oor Israel geregeer, en in daai 22 jaar het hy alles gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Die Bybel sê hy was meer goddeloos as sy pa, Omri. En hy het die kaleraanbidding, waarmee Jerobeam begin het, verder gevoer. Maar wat nog meer is, hy was getroud met Isebel, die goddeloosste vrou wat ons in die Bybel ken, en sy was die dogter van Etbaal, die koning van die Sidoniërs. In hierdie Isebel het die profete van die Here openlik vervolg, en sy het die Baaldiens en die onsedelike seksuele dienste van die Astarte het sy in Israel ingevoer. En sy het eintlik gemaak dat Baaldiens die staatsgodsdienst van daardie tyd geword het. As sy die profete van die Here toegelaat het om te profeteer, dan mag hulle net goed gesê het wat ten gunste van haar man Agab was. Agab het 'n tempel in Samaria gebou vir die afgod Baal. En hy het daarin ook 'n altaar vir die afgod Baal laat oprig. Hierin kan 'n mens sien hoe laag hy gedaal het en hoe ver hy van die Here af was en hoe groot sy vrou se invloed op hom was. Daarna het hy Jerigo laat herbou. Nou onthou ons, Josua het by die verwoesting van Jerigo 'n vloek uitgespreek oor enige een wat dit sou waag om daardie stad te herbou. Maar ondanks die vloek wat Josua daardie jare uitgespreek het, het Giel met die bouery voortgegaan. En toe hy die fondamente van die stadsmure gelê het, toe is sy oudste seun Abiram dood. En toe hy die poorte ingesit het, toe sy jongste seun dood. En daarmee is die vloek wat Josua oor Jerigo uitgespreek het, in vervulling gebring. Natuurlik het die Here Agab se goddeloosheid gestraf. En die Here het dit gestraf deur hom in die oorlog te laat kom met die Arameërs. Eers het Elia vir hom kom sê, die Here gaan laat dit 3 jaar en 6 maande nie reën nie en nie eers dou nie. En hy moet weet, dit is die straf van die Here oor sy goddeloosheid. Natuurlik het Agab nie tot bekering gekom nie. En nadat die tyd verloop het, het Agab weer 'n ontmoeting gehad met Elia. Elia het hom gaan opsoek. En toe het Elia voorgestel dat die hele volk by die berg Karmel moet bymekaar kom en beslis wie God is, die Here of Baal. Karmel het langs die see gelê. Die Baal-profete het eerste kans gehad om hulle offer te bring, maar hulle mag nie vuur gebruik het nie, hulle God moes dit aan die brand steek, en daar was 'n hele debakel oor hoe hulle probeer het om Baal wakker te maak, maar daar het niks gebeur nie. Daarna het Elia sy offer nat gegooi, en toe het die Here dit aan die brand gesteek. En toe het hy die Baal-profete keel afgesny. Na alles wat daar op Karmel gebeur het die volk toe erken dat die Here God is. Maar Agab het hom nie voor die Here verootmoedig nie. En hy het sy vrou toegelaat dat sy Elia toe verder vervolg het. En toe die Here hom gestraf met hierdie oorlog van die Arameërs. Veral in die laaste regeringsjare van Agab het hy voortdurend moeilikheid gehad met Ben-Hadad, die koning van Aram. Dis die koning van die Arameërs. Op 'n keer het Ben-Hadad met 32 ander konings
teen Samaria opgetrek, en hulle het van Agab geëis dat hy al sy silwer en al sy goud en die mooiste vrouens en kinders almal vir hulle moet gee. Agab wou eers aan hierdie eis toegee, maar toe het Ben-Hadad nog swaarder eise gestel en toe het Agab geweier. 'n Profeet van die Here het na Agab toe gegaan en hy het hom gaan gerusstel en aangekondig dat die Here Ben-Hadad aan Agab sal oorgee. Agab het inderdaad daarna 'n baie maklike oorwinning oor Ben-Hadad behaal, maar hy het steeds geweier om te erken dat daardie oorwinning van die Here af was. Ben-Hadad het weer probeer om Agab in die oorlog aan te durf en weer 'n keer is hy verslaan. Hy het Agab selfs om genade gesmeek. En toe gaan Agab en hy sluit 'n verbond met Ben-Hadad. Daaroor het die Here hom verskriklik vertoorn. En toe die Here hom verder op Agab gewreek. Agab was 'n man wat in daardie tyd sy verkeerde manier van lewe ook in ander dinge prakties tot uiting gebring het. Nabot het 'n wingerd gehad. En Agab wou hierdie man se wingerd hê. Maar Nabot het geweier om hierdie wingerd van hom aan Agab af te staan, want die Here het 'n verbod in sy wet gehad op die verkoop van erfgrond. En toe het Agab so kwaad geword, hy het geweier om te eet of te drink. En hierdie slegte vrou Isebel van hom, sy het besluit maar, dan sal sy dinge in eie hande neem wat sy toe gedoen het. Sy het 'n vasdag vir die Here laat uitroep. Sy het 'n brief geskryf in Agab se naam. Nou kan jy jou voorstel dat die vrou wat die hoofaanbidder is van Baal, 'n vasdag vir die Here uitroep. Maar op daardie dag het sy Nabot deur 2 deugniete laat beskuldig van skending van God se eer, en van godslastering, en van hoogverraad. Nabot was heeltemal onskuldig, maar hy is toe op sterkte van hierdie mense se getuienis, is hy veroordeel en gevonnis en toe is hy gestenig. En so het Agab onder die skyn van reg in besit gekom van Nabot se wingerd. En Agab het toe nou natuurlik hierdie nuwe wingerd van hom geniet, en terwyl hy in sy nuwe wingerd rondstap, het Elia na hom toe gekom. Toe het hy hom in die naam van die Here vertel, dat die Here hom gaan straf, omdat hy Nabot vermoor het. En hy het vir hom reguit gesê, die straf gaan wees, dat die honde jou bloed gaan oplek, daar waar hulle Nabot se bloed opgelek het. En hy het vir hom gesê, hierdie vrou van jou gaan deur die honde opgevreet word. En hy het vir hom verder gesê, jou hele familie gaan uitgeroei word. Toe Agab die verskriklike tyding hoor, het hy hom nou natuurlik gaan verootmoedig. En daarom het die Here Elia beveel om vir hom te gaan sê, dat die Here sal maak, dat dit nie tydens sy lewe sal plaasvind nie. En die uitroeiing van Agab se familie en sy nasate, het toe inderdaad grootliks gebeur, nadat hy dood was.